Hy was op hoërskool gewees, pragtige seun, en sy pa was een van die grootste beesboere in die omgewing. Marcena was pa se Jakobkind. Hy was nie die esou wat altyd oral buite saam met pa rondgerits het nie. Hy was meer soos Jakob, in die huis vir ma gehelp met die kos, gehou van musiek en was geniaal slim gewees. En ook in 4 sportsoorte provinsiale klere gehad. Baie keer het sy pa my die huis laat haal en vir hom opdrag gegee om te kom help by die kraal met die beeste. Die druk het al groter geword en die spanning tussen pa en seun al meer. Want dit was pa se enigste seun en pa het vir hom gesê, hy is nie 'n boerseun se Ali nie, want hy sit net heeldag in die huis en hang rondom sy ma rond, terwyl 'n seun se plek buite op die plaas is. Eendag terwyl pa en ma in is dorp toe om te gaan inkopies doen, het Sena terwyl hulle weg was, 'n geweer geneem en homself geskiet. Hy het 'n nota agtergelaat wat gesê het, begrawe my in pa se beeskraal, want dit is al wanneer ek ook vir pa sal kan tevrede stel, as ek saam met hom by die beeste is. Ek het baie keer gewens ek was ook 'n bees, want dan sou ek dalk meer liefde en aandag van my pa gekry het. Ek het dit al vir jou gesê en ek sê dit weer vir jou. Die beste belegging wat jy kan maak, is om tyd saam met jou kinders en jou geliefdes te spandeer, want hulle gaan jou nie onthou eendag vir hoe goed jy vir hulle voorsien en versorg het nie. Nee, hulle gaan jou onthou vir hoeveel jy van jouself, van jou hart vir hulle gegee het, daardie saamspeel, daardie saam dinge doen wat hulle wil hê jy moet saam doen. Die geloof met meeste van ons is dat ons so vasgevang is in ons eie wêreldjies, met sy eie probleme, met sy eie stres, met sy eie uitdagings, dat ons skoon vergeet van die mense rondom ons en wat hulle behoeftes en verwagtinge van ons is. Nou soos ek jou van tevore gesê het, praat ons 'n bietjie pad langs saam oor prioriteite. En vir meeste van ons wat so 'n bietjie gedink het daaroor, sou ons families seker prioriteit nommer 2 gemaak het. Een van die groot redes hoekom ons as mense wat naby aan mekaar leef, gesinne en families, mekaar se harte verloor langs die pad, is omdat ons nie kommunikeer oor wat in die hart aangaan nie. Wanneer laas het jy stil gaan sit saam met hulle wat vir jou saak maak, om te hoor wat in hulle harte vir jou leef? Wat is hulle verwagtinge? Wat sal vir hulle lekker wees om saam met jou te doen? Die oomblik as ons nou hieroor begin praat, dan weet ek, dan spring alle antwoorde in die kop regop en hulle steek hande op en hulle sê, ja, maar, jy weet, ek is daarom die broodwinner en ek voorsien en ek versorg en ek sorg dat hulle alles kan koop en kan hê wat hulle wil hê en moet hê. En sommer baie maklik kan ons al 100 dinge sommer so vinnig by mekaar skrap, wat bewys is van dat ons vir hulle lief het en dat ons regtig ook vir hulle omgee. Die gelol is, wanneer ons nie praat met mekaar nie, dan begin ons funksioneer en keuses en besluite neem op grond van assumptions. Ons neem aan, die ander verwag dit of dat van my, of hulle wil dit of dat van my hê. Maar, dis ons dink en ons verwagting daardie. Dit is nie noodwendig die dinge wat in hulle harte leef, wat hulle behoefte is ten opsigte van ons nie. By geleentheid het iemand ons kom toespreek en sy het die volgende baie waarstelling gemaak. Sy het gesê, vrouens, julle moet julle mans minder lief hê en meer probeer verstaan. Maar manne, julle moet julle vroue tonnemal meer lief hê en nooit probeer verstaan nie. Daar is nou wel so 'n stukkie waarheid in, maar manne, asseblief, moet dit nou nie gebruik as net nog 'n verskoning, hoekom jy nie tyd kan maak vir jou vrou en vir jou kinders nie. En nou net voordat ek jou groet vandag, kom ek los so 3 pragtige gedagtes in jou midde. Om môre in jou kinders se herinneringe voor te leef, moet jy vandag deel van hul lewens wees. Wat jy kleintyd en tot op 10 jaar oud in jou kinders belê, gaan grootendeels hul toekoms en jou geluk bepaal wanneer jy oud is. Kom ons gaan jy lief en belê in hulle wat die naaste aan ons is, want dit gaan bepaal wat eendag gaan wees wanneer ek en jy oud is. Sakke vol seën vir jou, Shaal Botha.
Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.